enigiets wees in ons lewens. Mag U vanoggend al die lof en al die eer ontvang het deur ons sang en deur ons aanbidding. Mag U verheerlik word deur die woord wat uitgaan. En Jesus, waar ons uitbeweeg na die diens, mag U deur hierdie week, deur hierdie dag, deur ons lewe alleen lof en eer ontvang in Jesus naam. Amen. Kom ons neem ons dit plekke. As jy wil, ek gaan nie die polpol weer in die voortaal of allemaal vertel wat moet doen, so jy kom maar staan dat dit my fijn. Weet julle, ek het net vanoggend so baie kort gedagte wat ek wil deel. En soos julle kan sien, sê put God first. En ons het hierdie liedjie gesing, I surrender all. En ons sing above all. Nou wil ek vir jou vra, wat is all in jou lewe? Wat beteken all vir jou? Want dit is baie maklik om te sê, ek doen dit. Maar dit wat jy nie doen nie bewys, dit is nie deel van all nie. Of kom ek vra vir jou so, is jou die area wat jy sukkel om te surrender, is dit deel van jou gebedslewe? Want as jy sê, ek sukkel om oor te gee in, kom ons met finansies, of my verhoudings, ek probeer die dinge beheer, maar jy sê, maar jy bid die Here verander my hart daarin nie. Gee jy reg oor? Het jy hierdie stryd aan die binnekant, en is dit maar fyn, dit is deel van wie ek is. So ek wil regtig vir jou vra, as jy moet sê, wat hou jy terug? Of kan jy met eerlikheid sê, ek het alles oorgegee, maar nie saam wat gebeur nie, alles is daar. Matteus 6 vers 33 sê hy soek eers wat? Koninkryk van God. Nou wil ek die koninkryk. Wie heers in daai koninkryk? Want baie keer sê ons, Here, dit is my plan, ek het hierdie gedagte, kom en seën dit nou net. Weet ons gebruik godsdienst, ons gebruik die kerk, en ons gebruik ons godsdienstige aktiwiteite om ons opinie te seën. Ons sê, Here, dis wat ek dink jy moet antwoord. Dink nou net, as God die mens eerst geskaap het. Ek dink dat hy vir Eva moes eerst geskaap het. Hulle sê ons, wanneer raak 'n man 'n mens? Dit moet jy dag as jy trou. Maar dan sê hulle, 'n mens kan ons die en 'n mens kan ons daai. Nou dink jy net, sê nou maar God het op dag 1 vir Eva geskape, kom ons eksport is 'n bietjie met die vrouens. Kom ons sê maar die mens geskape. In dag 2 wil God verder gaan die skepping, is jy seker dis hoe 'n boom moet lyk? Want ek dink 'n boom moet so lyk. Ek dink dit is hoe die sterre moet lyk. Weet ons wil altyd kom en ons wil altyd vir die Here miskien sê, dis my opinie, ek dink myne is 'n bietjie beter as wat u plan is. My prentjie, my manier. So ek is maar bly ons het al van die einde gekom, want anders was dit al hele gemors. Weet maar wanneer ons kyk in die koninkryk, hierdie hele, ek nou het nie 'n Bybel hier, het jy al met 'n Bybel getrou? Ek like dit. Ja, ons kom maar redelijk ontwapen die aanleiding verby. Ek sê Lora dat het waar is. Maar jy weet, as ons kyk in daai hele boek, gaan dit oor God. En dit gaan, die hele evangelie is gebaseer op die prys wat Jesus kom doen het vir ons, wat hy kom volbring het. Die profete, alles getuig, alles bewys terug na Jesus. Reg in die begin, die bokkie wat geslag is vir Adam en Eva se foute, verwys dat dit wat moes gebeur het met Jesus. Alles gaan oor hom. Weet maar, ek dink ons het 'n groot stryd hierso in ons binneste. Want as ons sê, alles gaan oor Jesus, dan gaan dit oor die boodskap van Jesus, sy gesag, sy posisie. En ek dink so, as ons kyk in die kerk opset, ons praat oor Jesus, dan moet ons 'n opgewonde ding wees in ons lewens. Want ek kom agter, daar is 'n
'n moeilike ding in ons as mense hart. Dis maar, wie wil graag hemel toe gaan? Ek moet sê, wie wil daar hemel toe gaan? Jy het net aan die stel wat jy wil hemel toe gaan. Ek glo die meeste van ons, as jy nou warm genoeg is om jou hande op te sê, ek wil graag hemel toe gaan. So, Jesus het die weg gebaan vir ons om hemel toe te kan gaan. Hy het vir ons die weg gebaan sodat ons in 'n verhouding met God kan staan, wat ons voorheen nie kon staan nie, want ons sondige natuur, ons sonde het die skeidsmuur gebring tussen ons en hom. So is lekker, Jesus is ons verlosser. Hy het die prys betaal sodat ons in die regte verhouding met hom kan staan. Maar daar is 'n ander moeilikheid. Jesus as verlosser en Jesus as koning. Want jy weet, as jy sê hy is koning, beteken dit, hy is in beheer. Dit wat die koning sê is wet. Hoe hy sê die dinge gebeur, is hoe dit gebeur. En ek dink, vir ons as ons daai evangelie hoor, raak het van baie keer moeilik, want as ons aanstoot neem, as iemand vir jou sê, maar dis wat die woord sê, wat gaan in jou hart aan? As hulle vir jou sê, maar dis wat die woord sê, dis wat Jesus sê. Maar ek dink die diep in ons hart, is daar maar 'n gesindheid in ons mense natuur. Ons wil in beheer wees. I want to call the shots. Ek wil sê hoe dit moet gebeur. En dan sukkel ons baie keer met die evangelie, want dit is lekker om 'n evangelie te hoor wat sê I want to be in charge. En God is aan my kant. Hy ondersteun my sodat ek die baas kan wees. Ek sê vir die Here, dis my plan, dis wat ek wil hê U moet dit doen. U is aan my kant, ek bid daarvoor, ek vertrou daarvoor. Die Here kom doen hierdie werk. Dit ons kan kyk, ons kan goeders van soos finansies. Ek gee my 10 want ek wil meer hê. Die woord sê gee en jy sal kry. So ek is selfsugtig, ek wil in beheer wees, ek soek nog meer so ek gee. Is dit die regte gesindheid of gaan dit oor God? Here, ons bid vir mekaar, ons sê Here, verander daai persoon. Verander hierdie omstandighede. Here, verander my man, my vrou, my paas, my familie. Here, want ek wil 'n gemaklike lewe hê. Of gaan dit oor, daar plaas die Here jou, jy's daar, dat jy kan verander in sy beeld. Want iewers moet ons op 'n punt kom om te sê, dit gaan oor Jesus. Of gaan jy ooit lyk soos Jesus? Jesus het al die teenkante gekry. Hy het al die kritiek gekry. Hy het al die beledigings gekry. Hy is verwerp, hy is sleg gesê. En hy het nooit iets slegs in sy hart kon staan nie. Daar het nooit 'n bitterheid nie. Hy het liefde uitgeleef teenoor hierdie wat hom beledig het, wat hom sleg gesê het, wat hom gekruisig het. Dis sy hart, dis sy liefde. En dan wil ek kom by, ek wil vir jou 'n vraag vra, wat is op jou altaar? Weet 'n altaar, reg deur die woord is dit hulle hierdie altare gebou en hulle daarop gaan offer. En ek weet nie, as jy die woordjie hoor offer, wat kom in jou hart op? As jy iets opoffer vir iemand, jou tyd, jou geld, jy doen moeite, beteken dit kos jou prys. Jy het ander goeders wat jy wou doen. Jy het 'n ander gedagte gehad. Jy het gesê, ek is nou besig om myself te deny in hierdie opsig. En ek kies om iets te doen vir iemand anders. Offer beteken, dit kos jou 'n prys. 'n Offer maak seer. Weet as jy gaan kyk in die woord, oral waar offers plaasgevind het, was dit baie keer met iets moes sterf, iets moes bloei, iets moes 'n lewe gee. Jy het van jou inkomste gevat wat joune was en jy sê, Here, ek bring dit vir U. Ek het 'n keer ook gehoor sê, if your offering doesn't move you, it will not move God. As jou offer uit jou gemak uitkom en sê, as dit jou iets kos nie, gaan dit baie moeilik daar God aan die beweeg sit. Weet ek dink aan die verhaal van hierdie vrou, Jesus wat by die tempel sit en die ouens kom en hulle kom gooi in die skatkis.
En Jesus sien daai een vroukie raak en sy gooi 'n klein bedragie in, maar sê nou sy gooi R2 in. Maar dit was al laaste. Van al die offers wat hulle kon bring, het Jesus hare raak gesien. En hy het haar genoem. Want dit het al iets gekos, dit was al laaste. Dit gaan nie oor die bedrag nie, dit gaan oor raak het iets. En ek praat nie nou van finansies, ek praat van tyd. As jy net sê, Here, net my gemaklike tyd. Ek gaan nie in my 7de laan, ek sien hy maak klaar, hoor ek het jare laas gekyk. Maar jy weet, ek gaan nie my 7de laan, ek gaan nie my dit nie. Here, ek gaan vir die laaste 5 minute gee terwyl ek in die bed lê. Dit is u sinne. En dan lees ek so en dan terwyl ek lees dan, ek weet of dit heel al oorgekom het en dan lyk dit so of jy soos 'n beeldjie aan bid of iets, jy jou kop knak so. Ek het die een dag het ek met my ma se saam Bybel gelees. Sy was ek baie moeg, want sy was besig om te bid en die next man moet jou sê op. Toe dog ek sy dink wat sy wil sê, toe kom ek agter sy het in die slaap geraak. Maar jy weet wat, dis so 'n tipe iets wat Here, ek is dis nie afskeidtyd, dis die laaste. Weet jy dan dink ek ons begin ons dag en eerste ding wat ons doen is ons gryp die foon en ons kyk wat gaan aan en ons kyk wat het gebeur in die wêreld en ons hardloop net. En ons moet gou eers alles in plek kry, dit moet gebeur. En dan iewers sal ek nog vir die Here dankie sê vir die dag. En as jy weer ooit vir dan is dit 2 uur. En ons het nie reg begin nie en dan wonder ons maar hoekom loop die dae so skeef? Hoekom werk die dinge nie reg uit nie? Put God first. Dis hy eers, dis so eers die koninkryk van God en sy geregtigheid. Weet Romeine 12 vers 1 en 2. Ek vermaan julle dan, broeders, by die ontferming van God, dat julle liggame, julle liggame, stel as 'n lewende, heilige en aan God 'n welgevallige offer. Dit is julle uitsonderlike godsdienst, nee. Hy sê, dit is jou redelike godsdienst. Dit is nog nie eers die belangrikste nie. Hy sê, jou hele liggaam moet jy aan God toewy. Nou wat kom saam? Dit is jou hande, dit is jou voete, dit is jou talente, dit is jou gawes, dit is jou tyd. En ek wil nou net sê, jy kan nie jou beursie uithaal en daar sit en sê, nou kom ek nie. Jou beursie kom ook saam met hom. Dit is alles van jou. Weet en dan luister ek so, partykeer hoe ons dinge wil uitredeneer, hoe ons dinge wil regverdig gaan. Kom ons so by 'n 10de, en dan is nou okay, is dit nou net ons wil so fyn sny. Maar hy sê nie daar, hy sê jou hele liggaam. Jesus kom by hierdie jong man wat 'n passie het vir hom en hy sê, Here, wat moet ek doen? En Jesus sê vir hom, eer jou vader en jou moeder, skryf ons daai storie. Hy sê, maar ek doen al hierdie goedes al lankal. Van klein tyd af doen ek dit. En Jesus sê, hy het hom lief gekry en hy sê toe vir hom, een ding kort, hy sê, gaan verkoop al jou goedes. Gee jou geld vir die armes en volg my. En wat sê die verhaal? Die jong man het beswaard weggestap. Want hy kon nie daai deel betaal nie. En ek wil vir jou sê, as jy regtig op 'n punt kom en jy sê, ek gee my liggaam, beteken ek gee alles. My tyd. As die Here vir my sê, luister, het ek luister met ek mense sê, nee, maar hulle dink, miskien praat die Here van 'n 10de, is 'n 10de van jou tyd, so dink ek, okay, so jy gee nou 2 ure en 40 minute. As ons nou volgens die wet werk, 2 ure en 40 minute, dis nou jou tyd wat jy vir die Here gee, niks meer nie. Maar skryf Paulus, hy sê, bid sonder ophou. Dan dink ek, okay, 2 ure en 40 minute, bid sonder ophou, ek weet, maak my lekker sin nie. So ek wil vir jou sê, die dag as jy jou liggaam vir die Here gee, beteken dit wat hy vra, dit doen jy. As hy vir jou sê, 'n 10de is fyn, hou jy met 10de. As hy vir jou sê, luister, ek wil jy moet dit of dit doen, dan jy gehoorsaam. As hy wil sê, luister, jy vas, jy bid hierdie nag, wat ook al, wees gehoorsaam. Dit gaan oor, Here, ek gee seggenskap oor my liggaam, oor my lewe, gee ek oor aan U. Alles behoort aan U. Dis jou redelike godsdienst. As jy word nie aan hierdie wêreldgelike vorm agter, word verander deur die vernuwing van jou gemoed, sodat jy kan beproef wat die goeie en welgevallige en volmaakte wil van God is. Ek dink so baie keer ons weet nie wat God sê nie, want ons spandeer die tyd met hom. Ons het ons bietjie tyd en Here, dis die afskeidtyd en dis kakkenstong vir jou. Baie goed.
Hoe dit gebeur van self? Of het stom met 'n Google wat wat tik dan Niska in aan, hy kry alles uit van die vrou wat hy wil weet. Dit kom met tyd spandeer. Dit kom deur saam deur die moeilike en die maklike tye. Hoe is Aniska wanneer daar druk is? Hoe is hy wanneer sy gelukkig is? Hoe is hy wanneer sy siek is? Weet dan stap jy op pad om te sê, ek wil nie daaroor praat nie, want sy hou nie daarvan nie, ek gaan dit op 'n ander manier benader. Maar dit gebeur met kommunikasie, dit gebeur met tyd spandeer. Maar ons het tyd vir alles vir onsself, maar ons sukkel. Weet jy, hy vraag wat ek nou gevra het, as ek sê, as alles gaan oor Jesus, maar die diep binne ons sê, Here, ek wil nog in 'n beheer wees. Ek wil die woord vat en ek wil dit op my manier doen. Weet ek dink, nederigheid kom, of my baie keer voorkom en nederigheid is om die minste te wees. Ek bly terug op die terug wat die ou sê. Weet jy, as iemand wat by iemand kom kuier en vra hulle, wat wil jy drink? Dan sê hy, moenie moeite doen nie, dit kan julle drink. Weet jy, dan kan wat wil jy nie, koffie, tee, ag maar net maak wat julle maak. Jy weet, dit klink so nederig en dit klink so humble en dan sê, ag, ek het eintlik nie 'n opinie nie, ek is whatever goes. En dan ons kerk op, so dink ons is baie nederig en dit lyk so mooi. Maar weet jy, nederigheid, die teenoorgestelde is trots of rebellie. Weet jy, ek wil sê, rebellie is nie om te sê, om jou opinie af te druk, iemand is rebellie is wanneer ons in opstand kom, teen God se woord. Wanneer ons al daai ding sien en sê, maar ek wil dit nie so hê nie, ek soek regverdigings, ek soek verskonings, ek soek, ek hou nie van dit wat staan nie. Weet jy, dat is reg van die begin af. Satan het in die opstand gekom, dat hy wil God se eer gevat. En iewers in ons hart is al baie keer die gesindheid wat sê, Here, ek soek hy eer, ek soek hy erkenning, ek soek dinge op my manier. En vanoggend wil ek regtig maar hierdie gedagte in jou los van, hoe lyk Paul in jou lewe? Hoe lyk dit te sê, ek het alles oorgegee. Ek sê altyd daar soos in jou hart is daar net een troon. Daar's net een wie sit op hom. Wat ek wil weer sê, die oomblik as jy jouself afhaal en jy sê Here se dan kom self aan my en ek kom kruis van nader. En hy wil die hele tyd daar opklim. Hy wil die hele tyd homself verhewe en homself ophef. En ek dink baie sukkel ons met hierdie dinge in ons lewe. Maar ek dink in ons harte wil ons sê, Here, ek wil so graag goed wees vir U en ek wil 'n suiwer klank wees en ek wil vir U 'n offer wees wat U behaag. Maar dan moet dit op 'n punt kom dat jy kan sê, ek erken hierdie ding in my lewe hoort nie daar nie. Iewers sien ek myself en nou vra ek wil sommer vra die Heilige dat hy vir jou sal wys, nie noodwendig wat jy doen nie, die gesindheid in jou hart. Hoe gaan dit met dinge die gaan soos wat jy wil hê nie? Wat staan op? Wat 'n gesindheid het jy teenoor die Here? Dalk het ek al die staaltjie vertel in die kerk, ek kan nie lekker onthou nie. Maar hierdie klein laaitjie moet gaan slaap. Sy pa sê vir hom, dis 8 uur, ek weet nie stom hoe laat slaap julle kinders nie, maar dis 8 uur jy moet gaan slaap. En die laaitjie is dikbek en hy stry so 'n bietjie maar pa toe gewen, want hy's groter en die laaitjie is kamer toe. En hy's in die bed. En toe hy by die pa by die deur kom, hy by die lig so afsit, toe sê hy vir sy pa, ek lê in hierdie bed, maar my hart staan 'n kind weg op. Weet jy, dit is vir die gesindheid in ons harte baie keer. Ons doen die ding, want dit lyk reg en die kerk verwag het en mense verwag het. Ek moet dit doen, maar my hart is ek die hel, want ek kry nie my sin nie. Ek is kwaad.
En ons gesindhede is partykeer so 'n bietjie moeiliker. Weet julle, maar ek wil op iets demonstreer. Ek dink Duan is ons die musikant. Maar jy weet so, ek so baie keer aan wil ons mos vir die Here ietsie doen. En ons sê laat ons lewe vir hom 'n offer wees. Maar klink jy alright, Duan? Is dit bietjie siek? Weet jy, ek wil vir jou vra, wat se area in jou lewe? Jy sal nou sê snare. Miskien wat van bly daar also. Ek vanoggend het batterye gekoop en die ding moet nie werk nie. Maar as ek dis kom nie werk nie. As een snaar uit is, maak nie saak hoe jy stram nie. Wat se noot jy druk jy, hy klink net nie reg nie. En dan moet jy by jouself kom en dan moet jy jouself gaan afvra en sê, Here, wat ek in my lewe is nie reg nie. En dan moet jy gaan kyk in die woord en sê, okay, ek nou wil beter optel. En dan ek nog seer gemaak. Ek weet wat ek maak het gestel het, maar ek weet nie hoe. Maar hierdie tuner wil nou optel, dis ek is vanmiddag my tyd te mors eintlik. Want op my foon is al 'n ander app. Maar jy weet die oomblik as jy maak jy op instel sonder dit. Skes? Ja. Dan moet ek begryp. Ja, dat ek ook vir jou sê as jy nie jouself gaan weet aan die woord nie en jy kom nie in lyn met dit wat die woord vir jou beveel en verwag nie. Maak nie saak hoe jy probeer nie, dit gee nie 'n suiwer klank nie. Dankie. Ja, het is altyd so nodig om te sê, Here, in daai area is ek aan lyn. En die belangrikheid is, jy weet, terwyl die kom stemme rondom is, tel die ding ander goeders op. Wanneer laas het jy gaan stil word in jou binnekamer en sê, Here, wat sê jy vir my? Ek dink nou dit net naby. Ja, ek is nie musikant. Maar ek moet nie weet dan nie. Dankie vir die Here. Dankie vir die Here. Maar solank as wat die snare nie reg is nie, solank as wat goed as die plek uit is, is daar die vals note in ons lewe. En ek dink elkeen van ons het 'n begeerte om te sê, Here, wat ek doen wil ek hê U moet dit geniet. Here, my woorde laat vir U 'n offer wees. Wat sê God se woord? Hoe moet jy oor mekaar praat? Wat jy vir mekaar sê? Daar is so baie dinge wat ons kan doen. Maar die Here kyk na ons harte. En dan die harte wil ek weer vra, daai altaar. Wat is op hom? Ek dink Jesus sê hierdie volk eer my met hulle lippe. Maar hulle harte is ver van my af. En ek dink as jy op 'n punt kan kom en ek kan sê, Here,
mens my hart. Ek het nie oorwinning in hierdie area nie. Here, maar ek begin veg af voor ek gaan kyk wat sê die woord. Here, ek vra of U kom doen die werk in my hart. Ek nooi U in. Want ek wil nie meer vals klink. Ek dink dit is ek wat die wêreld die meeste keer na ons kyk is. Hoe hulle na die kerk kyk en hulle sien maar in die gebou is dit so mooi. Maar buitekant is dit vals, dit maak seer, hoe ons mekaar hanteer. En ek dink as elkeen van ons weet of ons waar ons trek in ons journey. Die Here intuïsie, Here, ek wil net alleen wees. En dan sê Jesus, as jy hom wil volg, wat moet jy doen? Neem jou kruis op, volg. It will cost you your life. It will cost you your life. You're going to need to surrender everything. Maar die reward is soveel groter. Weet maar die prosperity gospel sê net iets as 'n God wat jou wil seën dat jy die baas kan wees. Jy kan net sê, Here, dit is so. Ek bid daarvoor en dit sal so wees. En ek wil sê my eie lewe kan ek getuig. Dit werk selfs so. En ek dink ek het dan begin met Here verander daai in sy hart. Here, ek wil dit hê. Here werk. Ek was ek het storie ek het eendag 15 dae lank gevas. Ek het niks geëet nie. Vir 'n meisiekind se hart. Want ek het gevoel ek wil daai ene hê as my trou. Ek het baie mager geraak na 15 dae, maar ek het nie die wil gekry nie. Jy weet ek dit baie keer vat tot hierdie punt sê Here, ek gaan dit hê want ek soek dit. Here, ek gaan begin my 10de gee want ek soek dit. Here, ek gaan begin hierdie want ek soek erkenning wat ook al in ons lewens het geval is. En ek het agtergekom dit kos 'n prys. Jy weet daar, laat die Here situasies in jou lewe toe want hy wil jy moet verander. Nou kom ons Here en ons sê die hele tyd wat verander daai en verander daai. Die Here werk met daai op 'n ander manier. Dat hy toe dat in jou werk. Hy sê neem jy jou kruis op. Nie bid vir jou broer se kruis nie. Neem jy hom. Volg my. Maar die reward is soveel groter. Hy sê ek sal vir jou vrede gee in die wêreld. Ek dink hy gaan vir jou vrede vir omstandighede gee jou. Ek gaan nie sorg dat daar gebrek van nie. Ek gaan vir jou vrede gee dat alle verstand te word. En hy sê as jy in my wil is in die wandel waar ek is, sal ek voorsien. Ek sal vir jou gee wat jy nodig het. Alles. Triekie vir triekie. Ek dink ons voel net veilig wanneer alles gaan soos wat ons wil dit gaan. En ons mis dat die Here besig is om te doen in ons harte. So ek wil vir julle sê of vra vanoggend. Watter van daai 6 snare is nog ek tune met? Nooi die Here en sê Here kom doen die werk. Ek wil 'n syfer plan gee. Maar ou net, die ding is vals. Ek sit nou baie aan oor te gee. Gaan kyk wat sê die woord. Begin bid daarvoor, begin veg daarvoor. Nooi die Here in. Kom ons by die liefde. Vader, baie dankie dat ons hier vanoggend kan kom. Here, terwyl ons so deel, weet ek die Heilige Gees is getrou, U wys ook in elkeen van ons lewens die aarde waar die snare uit is. Here, dalk is al 6 uit. Dalk maak ons net 'n regtig groot ongeraas. Here, in ons skool dalk was niks goed sien ons nie. U kan ons nie gebruik nie. Here, maar U het elkeen vanoggend die geskaap met 'n doel, 'n plan. Here, almal het nie dieselfde ritme nie, almal se klank is nie dieselfde nie. Maar Here het vir ons geskaap en U het vir ons toegerus met talente, met gawes. Here, U is opgewonde oor elke man, oor elke vrou.
Vader, ek wil nou bid en vra Here, as daar enige persoon is wat dalk sê ek is nie in lyn nie. Ek sukkel met areas in my lewe om oor te gee. Vader, wil ek vra Here dat U die oortuigingswerk sal doen. Dat daar besluit geneem sal word om te sê, vandag kom ek na die instrument insteller, die een wat alles in tune bring. En ek kom lê dit neer en sê, Here, hier is ek. Kom doen die werk in my lewe. Vader, ek weet, dit begin by Jesus. Die volle prys is reeds betaal, sodat ons kan wees wie ons geskaap het om te wees. Dit begin by die kruis. Dit begin by Jesus wat sy lewe neergelê het en U te verwagting, Here, dat ons lewens totaal en al door U sal neerlê. Ek wil nou vra, as jy enige persoon is wat sê, hier so 'n snare by my wat uit is, jy maar net weer jou hand lig en net sê, Here, hier so iets in my lewe wat ek sukkel om oor te gee. Ek sukkel om U te vertrou dat U sal deurkom en maak my eie planne. Here, ek sukkel om U te vertrou met my verhoudings. Here, ek sukkel om U te vertrou met finansies wat ook al. Dankie ek sien. Vader, baie dankie dat U vanoggend elke hand sien. Here, maar U sien ook elke hart vanoggend. En Vader, ek bid nou, Here, dat U die werk sal doen. Here, dankie dat hulle harte kan oopmaak en praat met myself. Here, dankie dat ek ook my hart sal oopmaak in die areas, Here, waarin ek sukkel. Here, en ek weet dat U 'n perfekte werk sal doen. Vader, en vanoggend kies ek. En ek glo ook elke persoon die sê, Here, ek kies om my kruis op te neem en U te volg. In gees en in waarheid. Here, ek kies om te gaan kyk wat U woord sê, Here. Here, oor elke aspek in my lewe, die areas wat ek sukkel om oor te gee. Here, dat U alleen verheerlik sal word, Here, dat wanneer daar gestram word oor my, dat dit 'n suiwer en 'n mooi klank sal gee. Here, dis U wat die werk doen. Vader, ek spreek nou lewe uit oor elke man, oor elke vrou. Here, oor elke dooie en negatiewe situasie. Here, dat U sal deurkom, dat U sal inkom, dat U die werk sal doen. 'n Perfekte werk, U doen nie 'n halwe werk nie, Here. En ons verklaar dit vanoggend in Jesus naam. Amen. Ons gaan so van oulaas staan en dan gaan ons saam sing. Ek gaan ons afsluit met die een van my favorite songs, I Speak Jesus. Jy ken jou situasie, jy ken jou omstandighede. So ek wil vir sê, staan en verklaar het. En dan gaan ons ook geleentheid gee vir tiendes en offerandes, dit wat jy in jou hart voorgeneem het om te saai in die koninkryk, hier is ons geleentheid, bring het gerus, en ja, kom ons staan en sluit af met I Speak Jesus. Over every heart.
Dankie dat ons weet, Here, dat ons verantwoordelikheid is om alles by U neer te lê. Dis ons redelike godsdienst. Dankie, Heilige Gees, dat U die naprediker sal wees van hierdie woord. Here, dat U elke man en vrou se lewe sal uitwys. Vader, ek bid dat ons 'n besluit sal neem. 'n bekeringsbesluit om te sê, ek draai om van my ou manier waar ek in charge sou wees. En ek lê alles neer. Vader, ek bid U seën af vanoggend oor hierdie familie. Vader, ek bid vir elke man, vir elke vrou. Dat hulle U koninkryk sal soek en U geregtigheid. Vader, ek bid vir elke huwelik, elke aanslag, elke aanval van die vyand in elke huwelik. Here, kom ons in opstand voor. Ek pleit U bloed van Jesus oor elke huwelik, oor elke verbond wat gesluit is. Vader, ek bid dat U vir elkeen sal lei in waarheid. Here, U bou slegs op waarheid. Here, dat ons harte sal oopmaak. Here, niks sal wegsteek. Here, ek bid vir elke persoon se finansies. Here, ek bid dat U vir hulle sal seën. Here, ek bid vir elke man en vrou vir gesondheid. Here, ek bid vir hulle verhoudings. Here, daar wat hulle is by die werk, met hulle vriende, met hulle familie. Here, dat die verhoudings U sal verheerlik. Ek bid vir elkeen se gedagtegang en hulle woorde. Dat hulle woorde en hulle gedagtes in lyn sal wees met U woord. In Jesus naam. Amen. Nou mag julle 'n wonderlike dag geniet. Daar is nog koffie, daar is nog koekies. Tom, ek weet jy is rustig en ek kan sien. Mag jy met die hele dag, kyk eens 'n bietjie saam.